Fantasties, altyd lekker om die Here te loof en te prys. Daar's net iets wat met lofprysing gebeur. Wanneer 'n mens God loof en prys, dan breek kettinge van jou hande af. Wanneer jy God loof en prys, gaan tronkdeure oop. Wanneer jy hom loof en prys, dan stap jy in sy teenwoordigheid en you enter his presence. Wanneer jy hom loof en prys, gaan die vyand aan die bewe en die vyand slaan op die vlug. Wanneer jy hom loof en prys, dan lig God jou op. Ag, dis 'n klomp woorde, né? As ek dit kan opsom, lofprysing is 'n kettingverbrekende krag van God. Nou ja, welkom by hierdie uitsending. Fantasties om met jou te praat. Die eerste gedeelte wat ek vir jou kan aanhaal is definitief in Handelinge, want dit kom altyd eerste by my op as ek dink aan lofprysinge, aan 2 manne gebind in kettings. Ja, jy ken daai verhaal in Handelinge 16, Paulus en Silas, hulle het net goed bedoel. Net goed bedoel. Maar toe sit die owerhede hulle in die tronk, omdat hulle gepreek het van Jesus Christus. Nie omdat hulle verkeerde dinge gedoen het nie, hulle het van Jesus gepraat, toe beland hulle in die tronk. En hulle het baie pak gekry, pak slaag gekry, die Bybel sê hulle het baie slaag gekry, nou dit was natuurlijk, dan moet stokke, en dalk moet kettings ook, en die Bybel sê hulle klere is van hulle lyf afgestroop, soos hulle het daarom seker ten minste onderklere gehad, en hulle is ingegooi in die maximum gevangenis, hulle noem dit mos afdeling C, maximum gevangenis, die Bybel sê in die binneste gevangenis, en daar het Paulus en Silas gesit, maar middernacht het hulle besluit, hulle wil iets aan hulle moraal doen, hulle gaan God begin en loof en prys. As jy iets aan jou moraal wil doen, begin God te loof en te prys. En dis wat Paulus en Silas gedoen het, die Bybel sê hier in Handelinge 16, omtrent middernacht, vers 25, het Paulus en Silas gebid, en lofliedere tot eer van God gesing. Daar is geen medisyne so fantasties soos lofprysing en gebed nie, om jou hande by mekaar te sit en hom te begin aanbid. Nou ja, hulle was in kettings en hulle voete en blokke gewees, maar Paulus en Silas het besluit, ten spuite van hoe ons voel, ons gaan God loof. Miskien het hulle gesê, ons is nou nie lus om die Here te loof nie, hulle voel nie so nie, maar nogtans het hulle God geloof. Miskien sê iemand, maar pastoor, ek is nie gewoon daaraan om die Here te loof en prys nie, loof hom nogtans. Miskien sê iemand, maar ek is moedeloos, loof hom nogtans. Miskien sê iemand, maar ek wil hom nie loof en prys nie, loof hom nogtans. Miskien sê jy, maar ek het nie so groot geword nie, loof hom nogtans. Miskien sê jy, dis nie deel van my kultuur en my agtergrond nie, loof hom nogtans. Miskien sê iemand, maar pastoor, jy ken nie my finansiële situasie nie, loof hom nogtans. En miskien sê jy dalk, maar ek wil hom nie loof en prys nie, loof hom nogtans. Maar miskien sê jy, ek gaan hom nie loof en prys nie, loof hom nogtans, want lofprysing is die kettingverbrekende krag van God, wat God vir elke gelowige beskikbaar gestel het, omtrent middernacht. Omtrent, dit was in die donkerste van hulle nag gewees, met seer lywe, hulle liggame was nie lus om te loof en te prys nie, het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van die Here gesing, en die gevangenes het na hulle geluister. Ek wil jou aanmoedig, om nie binnensmonds te sing nie, sing so, dat almal weet jy loof en prys die Here. Ons almal ken daar die getuienisse van mense wat sê, hulle het hulle mammie gehoor bid vir hulle, mense wat sê, ek het by 'n kerk verby gestap, en ek het gehoor hoe sing hulle, toe wou ek daar indraai. Ek het by my gemeente mense wat sê, ons het so lang al by hierdie kerk verby gestap, maar ons het net nie die moed om daar in te stap nie, en uiteindelik stap hulle daar in, en die Here verander hulle lewens ingrypend. In ons gemeente het ons die getuienis van mense wat sê, wat naby ons kerk is, wat sê, luister hoe sing daar die mense, luister hoe sing hulle, ek het al gehoor dat predikante sê,
Luister 'n bietjie hoe sing daai mense. Vriende, lofprysinge verander die atmosfeer. Lofprysing verander omstandighede. En toe Paulus en Silas sing in die gevangenis, luister hulle daar, wil ek vir jou sê, God het ook na hulle geluister. Want God luister as jy hom besing. Hy woon, sê die Bybel, onder die lofsange van sy volk. Ja, hy woon onder die lofsange van sy volk. Psalm 22 sê iets baie moois oor hierdie belangrike saak. 22 vers 4, en ek gaan dit vir jou lees. Hy sê dit as volg. Toch is u die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Wat beteken dit? Woon in die oorspronklike taal is tabernakel. Hy slaan sy tent oor jou op. Wil jy 'n eregas in jou midde hê? En meer as 'n eregas, iemand wat die gasheer word, Jesus Christus, hy woon onder die lofsange van sy volk. As jy moedeloos is, lift up your hands to God. As jy neergedruk is, put on your dancing shoes. As jy, soos Paulus en Silas, in 'n tronk is van omstandighede, skielik, sê die Bybel, toe die gevangenis geluister het, en God ook, kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van daardie gevangenis geskit het, en onmiddellik het die deure van daardie gevangenis oopgegaan, en die boeie van almal het losgeraak. Jou lofprysing gaan nie net jou boeie laat afval nie, maar ook hulle wat rondom jou is, wat gaan luister. Jou lofprysing gaan omstandighede verander, en die Bybel sê die tronkbewaarder het wakker geword, en toe hy sien dat die deure van die tronk oop is, toe wou hy homself doodmaak, want hy weet hierdie gevangenis is in hom toevertrou, hy is die bewaarder, hy gaan sy werk verloor, toe wou hy selfmoord pleeg. Paulus sê, wakkie, stop die lorry net daar so, moenie nou verder sukkel met sulke onnodige onbenullighede nie, ons het die wapen van lofprysing, en hy lei in daardie nagtelike ure, die tronkbewaarder na die Here toe, sy hele gesin kom tot bekering, en Paulus en Silas word die volgende dag uitgelei uit daardie dorp uit, deur 'n erewag van respek. As jy omstandighede wil verander, begin God 'n bietjie loof en prys. Put on the garments of praise for the spirit of happiness. As jy daar die gees van blydskap, as jy heaviness het, dan trek jy prys aan, dan kry jy happiness. Put on the garments of praise. Nou ja, Paulus en Silas se kettings is het afgeval. Wat doen lofprysing? Lofprysing laat nie net kettings afval nie, dit bring jou in die teenwoordigheid van God in, want hy slaan tent op by tabernakel, hy woon by jou. Maar God lig jou ook, soos vir Paulus en Silas, uit jou omstandigheid uit. Ek lees 'n baie mooi vers oor lofprysing, ek praat met jou oor lofprysing, lees ek daar in Habakuk. Habakuk praat mos baie bekende gedeelte, hy sê, alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie, met ander woorde is 'n tyd van droogte en grondarmoede en sonverskroeiing, hy sê die vyeboom nie sal bloei nie, aan die wingerdstok geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom gaan misluk. Soos Habakuk het iets in die toekoms geweet, hy het geweet hier kom swaar tye, hy sê alhoewel dit so gaan wees, al gaan die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee gaan verdwyn, met ander woorde, daar's diefstalle, geen beeste in die stalle nie, nogtans, sê saam my nogtans sal ek jubel, al voel jy nie so nie, al dink jy nie so nie, al is jou kultuur nie so nie, nogtans sal ek jubel is nou nie die innerlike blydskap, ek is 'n bietjie bly nie, nee, jubel is yes, jubel is dans, jubel is sing. Ek wil jou vra om 'n bietjie uit die morbide omstandighede uit te kom. Begin sommer hierdie Sondag by jou kerk en dan klap jy saam hande. Die Bybel sê in Psalm 47, alle volke klap met die hande, dit staan in jou Bybel. Die Bybel sê in Psalm 150, loof hom met tamboerijn en met koordans, loof hom met snarespel en fluit. Ja, ga na jou kerk toe, op die klavier, of op die gitaar, of op die tamboerijn, en dan vat jy jou hande, soos Psalm 47, en jy begin om te loof en te prys.
Ander Psalm sê, hef op heilige hande in sy heiligdom. Die Bybel sê, nogtans sal ek jubel in die Here, want lofsange ontketen die krag van God. Hy sê, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte, hy maak my voete soos die van 'n hert. Hy laat my tree op hoogtes. Die oomblik as jy hom beginne loof, dan verander jou morbide, lae omstandigheid na hoogtes toe. Ek het dit oor en oor in ons kerk gesien. Ek het dit gisteraand gesien, hoe mense gesê het, hulle wou nie vanaand kerk toe kom, want hulle was moedeloos, vertel iemand. Maar daardie persoon het so uitbindig, so in oorgawe die Here geloof en geprys, dat sy na die tyd sê, sy het weer soveel krag, sy is heel aangeraak met krag, sy is 'n ander mens. Ek wil vir jou sê, my vriend, jou oplossing lê nie by daardie medikasie nie, jou oplossing lê in aanbidding, in lofprysing, en hy sê nogal die laaste stukkie van hierdie Habakuk 3, sê dit nogal so, hy sê vir die musiekleier op die snaarinstrumente, hy wil hê jy moet sing, die Bybel wil hê, God wil hê jy moet bly wees, nog iets het gebeur wanneer jy hom loof en prys, behalwe dat kettings afval, behalwe dat hy vir Habakuk uit sy morbide negatieve omstandighede lig, behalwe dat Paulus en Silas mense na die Here toe gelei het, is die Bybel nogal 'n mooi verhaal daar in 2 Kronieke 5 vers 13, waar die tempel ingewy is, en die Bybel vertel dat toe die tempel ingewy is, net toe hulle die Here beginne loof en prys, toe het daar 'n wolk van heerlikheid in daardie tempel neergesak. Die Bybel sê toe die trompetblasers, die sangers, dis in die Ou Testament, hoeveel te meer moet ons die trompette in die Nuwe Testament hê nie, toe hulle almal saam eenstemmig begin om die Here te prys en te loof, die Bybel sê, en die stem verhef met trompette en met cymbale, in die Ou Testament cymbale, dis wat ons in die kerk moet hê, en met musiekinstrumente, en met loof die Here, want hy is goed, sy goedertierendheid is tot die ewigheid, toe het die wolk van die Here daar die huis verval, met antwoorde, his presence enter that place, his presence enter, die atmosfeer het dik geraak van sy teenwoordigheid, en die priesters kon vanweë die heerlikheid nie staan om diens te doen nie, die krag was so swaar op hulle, dat die priesters geval het, op vanweë die krag, hulle kon nie meer staan nie, hulle het gelê onder die krag van die Heilige Gees. Ek is een keer by 'n huis, en die Here sê vir my, vandag moet jy niks sê, wanneer jy na daai huis toe gaan nie, en toe ek daar kom, toe begin die mens, die dame praat, teenoor my en my vrou, oor al die uitdagingsprobleme, maar ek sê toe niks nie, en die volgende oomblik, omdat ek gehoorsaam is, kom die teenwoordigheid van die Here in daardie plek, en die vrou val onder die krag van die Heilige Gees. Ek was nie naby haar nie, ek en my vrou is in die oorkant van die sitkamer, en die Here verander haar lewe ingrypend, geheel en al, totaal en al. Wanneer God se krag inkom, word lewens verander. Ek wil jou uitnooi om hom te beginne loof en te prys. Vertrou die lof aan hom toe, want al die lof behoort aan die Here. Hy is die wettige eienaar daarvan, en as jy het nie vir hom gee nie, dan beroof jy hom van die lof wat hom toekom. En nou sê die Bybel in dieselfde 2 Kronieke, net so 'n klein entjie verder, in hoofstuk 20, ook van lofprysinge. Hy praat van 'n oorlog wat Josafat in betrokke was, en hy sê daar in 2 Kronieke 20, die weermag was vir hulle hopeloos te veel, maar toe gebruik hulle die wapen van lofprysing. En die Bybel sê, Josafat in vers 21, hy het nou nie sy wapens, sy drones, en sy gewere, en sy bomme vooraan gesit, hy het lofprysing vooraan gesit, die Bybel sê, hy het met die volk beraadslag, en tot eer van die Here sangers opgestel, wat moes lof sing, by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes, 'n ander koning kom met sy vyandige magte, die Moabiete en die Ammoniete kom, en hulle wil vir Josafat aanval. Josafat gebruik lofprysing, miskien het jy dinge wat jou wil aanval, omstandighede wat jou wil aanval, siektes wat jou wil aanval, die duiwel wat jou wil aanval, gebruik lofprysing. Josafat gebruik toe sy sangers, sy koordansers, sy musiekinstrumente, en terwyl hulle
op die voorpunt van hierdie aanslag, loof en prys, wil ek vir jou sê, op die voorpunt van jou aanslag moet jy lofprysing gebruik. En die Bybel sê, en op die oomblik toe hulle die gejubel, sê saam met gejubel, dit klink mos meer as innerlike vreugde, dit is mos uitbundige vreugde. Die oomblik toe hulle die gejubel, in vers 22 van hoofstuk 20, 2 Kronieke, toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, net toe hulle begin, het die Here, sê saam met die Here, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen hierdie vyandige nasies, toe die Here hierdie vyandige nasies eintlik verslaan, sodat hulle verslaan is. Ek dink, jy moet ook maar soos Paulus en Silas in die nag dalk opstaan, en net jou hande by mekaar sit, en God begin loof en prys. Dis wat ons in Suid-Afrika moet doen. Dis die wapen wat die Here ons gegee het, om te gebruik. Ek wil jou uitnooi, om bietjie jou lofprysing te lig hierdie naweek by jou kerk, wanneer jy kerk toe gaan, om Sondag meer uitbundig die Here te loof en te prys. Ek wil jou uitnooi om aan te meld by jou gemeente, as jy musikale gawes en bedieninge het, en te sê, ek sal graag iewers eendag net 'n item wil lewer, en te kyk hoe God jou omstandighede verander. Omstandighede word nie deur beraadslaging en planne van die mens verander nie. Dit word deur God verander, wanneer ons hom loof en prys, want hy woon, hy tabernakel, hy bly onder die lofsange van sy volk. Nou ja, vriende, ek het nou lekker met jou gesels oor aanbidding. Al wat ek weet is, Paulus en Silas het tot bekering gekom, en in ons gemeente vind daar baie bekeringsplaas, as gevolg van lofsange en aanbidding, en in jou lewe gaan daar verandering plaasvind, wanneer jy hom gaan loof en prys. Kom ons loof en prys om 'n bietjie, net daar waar jy is. Here, ek dank U vir die goedheid en die guns. Dank U vir die voorreg wat ek het om dikwels my hande te klap, om dikwels te sê, yes, prys die Here. Ek wil vandag vir U dankie sê, dat die omstandighede verander, dat die mense se lewens verander, en dat niks ooit weer dieselfde sal wees nie. Ek vra dat U hierdie mense wat nou na hierdie woord luister, se lewens ingrypend sal verander, soos wat hulle U gaan loof en prys, soos wat hulle hierdie Sondag, wanneer hulle weer in die kerk is, hulle hande gaan ophef, en U gaan loof en prys, want daar is niemand soos U nie. Amen. Ten slotte, net 2-3 verse in Psalms. Jy kan basies jou Psalmboek net so oopmaak, en dan kyk jy, waar maak hy oop? Psalm, hoofstuk 88, vers 10 sê, ek roep U aan die hele dag deur, ek brei my hande uit na U. Nog 'n vers in die Psalmboek, soos ek sê, jy kan amper jou Psalmboek net so oopmaak, en dan kyk jy, waar val hy oop? Nog 'n vers in die Psalmboek sê, so sal ek U prys my lewe lang. Psalm 63, in U naam my hande ophef. Psalm 47, vers 2, klap met die hande, alle volke. En ek wil jou vra om dan hierdie Bybelse principe te gebruik. Mag die Here jou ryklik seën. En dan wil ek jou uitnooi om ons gemeente te besoek in Mamasbury op die hoek van St. Thomas en Dr. Efraatstraat. Kom per motor, per keerom, kom per trein, per vliegtuig. Hulle bou nou 'n lughawe daar spesiaal vir ons kerk. Ja, ek sê so, ek verklaar dit. In Mamasbury bou hulle 'n lughawe. Nou ja, kom soos jy kan, kom soos jy is, en God sal jou lewe ingrypend verander. Elke Sondag volg my gerus op YouTube en op Facebook, stuur daar 'n friend request of volg my net. En ek kyk uit om jou in ons gemeente te ontvang. Ek weet dis in jou hart om ook hierdie bediening te ondersteun. Stuur vir my 'n WhatsApp met die woord ondersteun, en ek sal vir jou ons bankbesonderhede stuur. En sodoende maak jy my hand 'n bietjie langer om verder uit te reik en vir Jesus te aanbid en groot te maak. Tot volgende keer. Jy's kosbaar vir Jesus. Love you. Lekker loof en prys. Bye.